Goeiemôre en welkom by ons erediens so in die middel van die maand van Februarie. Ek hoop dat die jaar so ver vir jou mooi loop en dat jy iets van die Here se teenwoordigheid ook in hierdie week ervaar het wat verby is. Mag hy ook vanoggend, as jy hierdie tyd afknip om saam met hom te wees, mag hy sy teenwoordigheid aan jou bekend maak. Voor ons begin, kom ons raak vir 'n oomblik rustig en stil voor hom. Kom ons bid tot die Here. Here God, ons sê dankie vir die groot voorreg om U Vader te kan noem. Jesus Christus, ons vriend wat vir ons die voorbeeld kom stel het. Dankie dat ons weer eens vandag uit die woord uit kan leer oor die lewe op aarde. En Heilige Gees, dankie dat U in ons beweeg en ons vanoggend bewus maak van dit wat U vir ons wil kom leer. Kom lei ons en beskerm ons en leer ons van U. Ons is so lief vir U. Amen. Ons fotum vanoggend is nogals bekend, dit kom uit Efesiërs 2 vers 10 uit. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Geliefdes in die Here, ek groet julle in sy naam, jy wat sy maaksel is, wie hy geskep het om die goeie werk te doen wat hy vir jou bestem. Amen. Ons blaai weer na Johannes 17 toe vandag. Ons is nog steeds besig met die Johannes Evangelie. Dit kom ook eintlik nou na einde toe. En hier in Johannes 17 bid Jesus vir sy disippels. Die wat saam met hom in die vertrek teenwoordig is, maar ook al die toekomstige volgelinge soos ek en jy. Hy bid vir ons elkeen. En ons 3 dinge waarvoor hy hoofsaaklik bid. Hy sê eerstens vir sy Vader dankie vir hulle. En dan bid hy vir hulle eenheid en dan dat die Vader in hulle verheerlik sal word. Kom ons blaai saam en ons lees hier uit Johannes 17 uit en ons hoor Jesus se gebed. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik U Seun sodat die Seun U kan verheerlik. Net soos U aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat U aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Ek het U op aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U aan my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my by U met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld bestaan het. As ons nou hierdie gedeelte kyk, in Johannes 17 vers 1 tot 5, dan sien ons hier dat die ewige lewe 'n bietjie anders beskryf word as waarin ek en jy gewoond is. Die ewige lewe is nie bloot die hiernamaals nie, wanneer ons tyd hier op aarde verby is nie, maar die ewige lewe is ook om God te ken. Ons hoor dit in vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. En ons DJ beskryf, Dr. Tony Evans, die ewige lewe as die ongestoorde, toenemende kennis van God. Die ewige lewe is om in 'n verhouding met God te staan. So eintlik het die ewige lewe vir jou en vir my al klaar begin. Wie die God van die ewigheid ken, ken die ewigheid. En om die Vader te ken, is om Jesus die Verlosser te ken en om die Heilige Gees in ons lewens teenwoordig te hê. So God se ewige teenwoordigheid binne in jou het al reeds begin. Rihanna Nel sing 'n lied, In the secret, in the quiet place, in the stillness you are here. In the secret, in the quiet hours I wait only for you, because I want to know you more. As ons dan vandag 'n bietjie stil staan by hoekom ons geskep is, hoekom ons die maaksels van God is ons uiteindelik geskep om God te ken en om hom meer en meer te ken elke dag van ons aardse lewe wat verbygaan en om uiteindelik tot in die ewigheid te kan sê dat ons daarna streef om hom te ken.
Dit is dan ons doel op aarde. Dit is wat dit beteken om die ewige lewe te beerwe. Dit is om in 'n verhouding met God te staan en om in hierdie verhouding aan te hou groei met toenemende kennis van God. En dat ons ook in intimiteit met God sal groei, al hoe meer en meer in hom en soos hom. Ons doel op aarde en hierna in die ewigheid is om God te wil ken en hom te verheerlik in alles wat ons doen. Kom ons lees verder vanaf vers 6. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee en hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van u afgekom het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat u aan my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, behoort aan u, en wat aan u behoort is myne, en in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, en ek kom na u. Heilige Vader, bewaar hulle wat u aan my gegee het in u naam, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat u aan my gegee het in u naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het aan hulle u woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid, nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. Net soos u my in die wêreld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wêreld ingestuur. En terwille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees. Jesus kom en verduidelik hier in vers 6 tot 9 dat die disippels hom werklik aanvaar het en in hom geglo het as die seun van God. En dat hulle glo dat die Vader hom werklik gestuur het. En dan bid hy vir hulle, vanaf vers 9 tot vers 19. En Jesus bid vir sy disippels dat hulle een sal wees. Net soos wat hy en die Vader en die Gees een is. Hy bid vir hulle en hy hoop vir hulle om een te wees. Hy hoop en bid nie vir hulle vir sukses of vir mag of dat dit vir hulle seepglad en sorgvry in die lewe sal wees nie. Inteendeel, hy bid vir eenheid. En Jesus se gebed vir die destydse disippels, sowel as vir almal wat hom daarna sou volg, is eenvoudig, dat ons een sal wees. Dit is wie hy in sy wese is, en dit is wie hy wil hê ek en jy moet wees. Julle gaan hierna tot die uiterste getoets word, kan ons hom amper hoor sê, en mag julle dan onthou wie julle in my is. Mag julle dan onthou dat julle een is met my, en dat julle een met mekaar moet wees, want so gaan julle staande bly. Vers 15. Ek bid nie dat u julle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u julle van die bose bewaar. Met ander woorde, nie wegneem uit die wêreld uit nie, maar beskerm. In die wêreld, maar nie van die wêreld nie, hoor ons ook hier. En dan hoor ons eintlik ook dat teenstaan en weerstand in hierdie wêreld onvermybaar sal wees. Maar Jesus leer ons in hierdie een vers met 'n kort gebed hoe ek en jy staande kan bly.
God gaan ons nie noodwendig uit die situasies uithaal wat vir ons uitdagend is nie, maar hy sal ons beskerm en hy sal ons lei en hy sal dit saam met ons deurgaan. Ons lees verder vanaf vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien en die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle weet dat U my gestuur het, en ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Ons sien hier van vers 20 tot 26, amper soos 'n liefdesbrief, wat Jesus namens sy disippels aan die Vader skryf. Hy kom bevestig dat hy met hulle een is, dat hy hulle lief het met dieselfde liefde waarmee die Vader hom lief het, dat hulle in hom glo en hulle glo, die Vader het hulle gestuur en hom gestuur, en uiteindelik word hulle geheilig deur hulle geloof in Jesus. En so sal hulle staande bly in die wêreld, want hulle glo in die ewige God. Eenheid is hier so belangrik, maar nie net vir ons om een met God te wees nie. Ons hoor dit ook hier, sodat ons hom sal ken en een met hom sal wees, maar ook eenheid met mekaar. Hoekom? 3 redes. Sodat die wêreld vir Jesus kan ken. Tweedens, sodat ons sy heerlikheid kan sien. En dan laastens, sodat God se liefde in ons kan wees. Met ander woorde, die ware bewys dat God in ons is met sy volheid en sy liefde en sy genade is as ons die getuienis van God in die wêreld te neem. En ons kry dit reg deur ons eenheid, wat 'n getuienis word van wie God, wie een is. So medegelowiges, vir ons, vir die kerk, is eenheid noodsaaklik vir ons en vir die mense se ervaring van God in ons, die wêreldse ervaring van God in ons. Om saam te vat, as ons as gelowiges weet hoekom ons hier is, kan ons ons doel en ons roeping op aarde uitleef. Ons hoor in Johannes 17 hoekom ons hier is. Ons het een doel voor oë. Wees een met God. Ken hom, bly in hom. Weet dat dit maak dat jy geheilig word, dat jy in 'n liefdesverhouding met die ewige God kan staan en dat hy hierdie pad op aarde saam met jou sal loop. Hy is binne in jou deur sy gees. En dan net soos Jesus en die Vader een is, kan ek en jy met hom een wees. Kan die Heilige Gees in ons wees en so word ons met God verenig. En dan soos Jesus die Vader aan sy disippels bekend gemaak het, is ons gestuur om God aan die wêreld te kom bekend maak. Dat mense sal weet wie hy is. En dat mense sal weet dat dit ook hy is wat ons gestuur het. Om hierin te slaag, moet ons verenig wees. Eenheid beteken nie noodwendig eendersheid nie, maar dit beteken wel eensgesindheid. Ons is een in Christus, een in doel en in roeping. Ons is een in God. En Jesus het gesê, wees een. Hoekom?
vir ons getuienis in die wêreld, sodat die wêreld uiteindelik kan glo, soos wat ons ook glo. En wanneer gelowiges en die kerk een is, verspeel ons God se liefde in hierdie wêreld en hy word daardeur verheerlik. So geliefdes in die Here, kom ek en jy hou hierdie doel voor oë, vandag en elke dag op ons aardse bestaan. Kom ek en jy onthou dat ons een met God is. Kom ons leef vanuit hierdie eenheid met hom. Kom ons onthou dan ook dat ons een moet wees met ander gelowiges, want dit versterk ons getuienis in hierdie wêreld. Dit maak ook dat ons enigiets kan deurgaan, want ons onthou, al word ons nie uit die situasie uit weggeneem nie, God is by ons en hy gaan saam met ons daardeur. Hy beskerm ons. En uiteindelik word ons storie van God se beskerming en sy liefde en sy genade die getuienis wat maak dat die wêreld kan glo. Mag ons een wees, sodat die wêreld kan glo. Amen. Here God, u woord breek vir ons oop vandag en ons besef dat u een is. Vader, Seun en Heilige Gees, u is een en u het ons lief. U skenk u liefde en u genade aan ons, maar ook nie vir onsself nie. U red ons, maar ook nie vir onsself nie, sodat ons 'n getuienis in hierdie wêreld kan wees. Mag ons getuienis dit wees van eensgesindheid, van eenheid, een in God, een in Christus. Mag dit 'n getuienis wees wat die wêreld oortuig om ook in u te glo, sodat ons almal een in u kan wees. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade wat u oor ons uitstort, dankie vir ons verlossing, en Here, dankie dat die ewige lewe ook is om u te ken, en dat dit reeds vir ons, wat u ons verlosser noem, begin het. Help ons, Here, met elke dag wat oor is hier op aarde, dat ons lewens sal getuig van u, en dat ons u sal verheerlik in alles wat ons doen, ook in ons eenheid met mekaar. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings. Daar is 'n hele paar mense wat ons uitlig hierdie week in ons Dorcaslys. Ons dink veral aan Corrie Brink, wat ook operasies gekry het en sukkel met pyn. Mag dit nou hierna ook beter gaan met haar en mag die Here by haar wees. Ons dink aan almal wat hierdie week verjaar, mag die Here julle ryklik seën en mag julle eensgesindheid en liefde ervaar op hierdie spesiale dag. Gaan kyk ook gerus na wat voorlê in die res van Februarie en ook die maand van Maart. Ons hou Jumble Sale aan die einde van die maand. Indien jy nog goedjies het wat jy vir ons kan skenk, stuur dit gerus kerk toe. En dan samel ons ook in vir luipardsvlei vir wanneer ons jeug 15 Maart uitreik na hulle toe. In die maand van Maart het ons ook ons nuwe lidmate of ons welkom tuis braai die 13de Maart, 'n Vrydag aand, en ons nooi almal uit, nuut of oud, om lekker saam met ons te kom kuier met hierdie geleentheid. Kom ons sing dan 'n wonderlike lied saam wat getuig van ons eenheid en dat ons saam is in die teenwoordigheid van die Here. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra en leer om te verdra en liefde na te streef.
ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Soos die Vader die seun na die wêreld toe gestuur het, stuur hy ook vir my en jou vandag. Die wêreld is nou julle sendingsveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos dat julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. Gaan dan en wees een, sodat die wêreld kan glo. Amen.